Vanaand lees ons dan uit Openbaring 1, Openbaring 1 en daar vanaf vers 12. En dan is daar 'n hele klomp gedeeltes uit Openbaring. Ons gaan vanaand kyk hoe die hemelvaart van Christus in die hele boek Openbaring funksioneer. So ons gaan maar net hier by hoofstuk 1 begin en dan gaan ons deurwerk uiteindelik na die einde van Openbaring in die boodskap van vanaand. So dis Openbaring 1 en ons lees by vers 12. Johannes die apostel sê, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dis ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doodryk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dis die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes. En die 7 lampe is die 7 gemeentes. Ons lees dan tot sover uit Openbaring, hoofstuk 1. Ek dink soos wat ons by hierdie tyd daarom al weet, na ons nou al baie lank met Openbaring boek besig is op Sondag, maar ook soos wat, ons het dit nou nie gelees nie, maar soos wat vers 1 van hierdie hoofstuk 1 bevestig, is die boek Openbaring nie bloot maar net 'n profesie van toekomstige dinge of toekomstige oordeele of allerlei vreemde gebeurtenisse nie. Dit is nie Openbaring nie. Luister nou mooi wat ek nou gaan sê. Die boek Openbaring is 'n openbaring, is 'n bekendmaking van wie en wat Jesus Christus is. En die oomblik as jy dit verstaan, dit staan in vers 1 van hierdie hoofstuk. Die boek begin so. En as jy dit verstaan en jy lees Openbaring, dan kyk jy heeltemal anders daarna as wat ons normaalweg geneig is om te doen. Die gordyn word weggetrek, want dis wat apokalipto beteken. Die Griekse woord vir openbaring is apokalipto, en dit beteken letterlik om 'n gordyn weg te trek, sodat jy kan sien wat binne is. Die gordyn word weggetrek in die boek Openbaring, sodat gesien kan word wie en wat die Here Jesus Christus is. En in hoofstuk 1 alreeds, en dis een van die redes hoekom ons ook vers 1, hoofstuk 1, ons kon enige gedeelte van wat vanaand van toepassing is vanaand gelees het. Maar ek het gekies dat ons hierdie gedeelte uit hoofstuk 1 lees, vir meer as een rede, en onder andere omdat hoofstuk 1 alreeds die Seun van God aan ons bekendstel, nie as die gekruisigde, vernederde man van smarte nie, maar as die wat? As die verheerlikte, verhoogde heerser van hemel en aarde. Daar begin hy, daar begin Openbaring, dis hoe hy begin. Die een wat op die troon
van die krag en die majesteit van God se regterhand gaan plek inneem het. En daarom het ek vanmiddag, soos ek net nou gesê het, by myself gesit en dink toe ek hierdie boodskap voorberei het, het ek by myself gedink, as dit nie vir die hemelvaart van Christus was nie, dan was daar geen openbaringboek nie, en dan was daar geen evangelie nie, en dan was daar geen verlossing vir sondaars nie. Want wat help het, jy het 'n gekruisigde verlosser, maar jy het nie 'n verhoogde verlosser nie. Dink daaroor vir 'n oomblik. En tussen die 7 kandelaars of lampe, iemand soos die seun van die mens, beklee met 'n kleed tot op sy voete en gegord om die bors met 'n goue gordel, sien Johannes. En dit stem natuurlik ooreen in Daniël 7, die boek Daniël is naas Openbaring, maar nou kan ek dit ook van Matteus, Markus, Lukas, Johannes en al die Bybelboeke sê, maar die boek Daniël is naas Openbaring een van my groot gunstelinge, omdat Daniël is super bonatuurlik geïnspireerd deur die Heilige Gees. En jy kan nie Openbaring lees sonder Daniël nie, en veral die tweede deel van Daniël nie. Hierdie woorde wat Johannes hier sê van wat hy van Jesus gesien het, stem perfek ooreen wat Daniël 5 eeue tevore minimum in Daniël 7, 13 en 14 gesien het. Dink daaraan. Wie het hulle geïnspireer om dit te sien? Die antwoord is die Heilige Gees sonder enige twyfel. Dit kan nooit deur die mens gefabriseer word nie. Hier is die eerste helder straal van wat genoem kan word die Here Jesus Christus se hemelvaartsheerlikheid. Kan almal in die kerk saamstem daarmee. Maar dis die eerste straal daarvan, reg aan die begin van die Openbaringboek. Jesus se hemelvaartsheerlikheid. Christus wandel tussen die lampe, en die lampe is simbolies van die gemeentes, die 7 gemeentes aan wie hy nou gaan skrywe van hoofstuk 2 af. Hy wandel tussen die gemeentes as hoëpriester en koning. In die teenwoordige tyd word dit gestel. Dit gebeur met ander woorde so sedert die hemelvaart. Van die hemelvaart af tot in hierdie aand wat ons hierso sit, is dit so. Dit gebeur nou. Dat Jesus tussen die gemeentes wandel as koning en hoëpriester. En sy kleding wat hy aan het in hierdie visioen herinner ons juis aan die priesterlike gewaad van die Ou Testament priesters in Levitikus 16 kan jy dit sien, maar ook aan die majesteit van 'n koning, en dit stem weer ooreen met Daniël 10 vers 5 en 6. Jy sien alles pas soos 'n legkaart so aan mekaar. O, vriende, hoe moet 'n mens stil staan as jy hierdie wonderlike waarhede eers, as dit eers vir jou oopgaan. Jy kan mos nie weer dieselfde na die Bybel kyk nie. Jy kan nie weer dieselfde na die lewe kyk nie. Johannes sê, hy sien iemand soos die seun van die mens. En hoor nou wat het Daniël gesê? Daar in Daniël 7 wat ek nou net gesê het, hoor ek haal vir Daniël aan. Hy sê, ek het in die nagvisioene ingekyk en met die wolke van die hemel het iemand gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue vandaan, hulle het hom nader gebring voor hom, dis God, en aan hom is heerskappy, aan die seun van die mens, is heerskappy gegee en eer en koningskap. Wat Daniël gesien het, eeue tevore in profesie, sien Johannes nou op die eiland van Patmos in die volheid van openbaring, van bekendmaking, naamlik die seun van die mens, het na die regterhand van die Vader se majesteit toe opgevaar, en hy het al die mag ontvang, net soos wat hy vir die disippels in Matteus 28 voor die hemelvaart gesê het, gaan gebeur. Aan my is gegee alle mag, ensovoorts. Christus se hemelvaart, broers en susters, in die evangelies, of kom ons sê dan ook in Handelinge, die gedeelte wat ek vanmôre op Patmos gelees het, Handelinge 1 vers 9, wat ons daar lees, en in Lukas 24 en so, wat ons in die evangelies en in Handelinge lees, dit is nie die einde van die verhaal nie, dis die begin van 'n koninklike regering.
Die verhoogde Christus is nou koning. God het hom uitermate verhoog en dan hom 'n naam gegee, sê Paulus in Filippense 2 vers 9, wat bo elke naam is. Wat 'n mooi hemelvaartsteks, ons kon vanaand ook uit hom gepreek het, Filippense 2 vers 9. En toe Johannes hierdie visioen sien, doen hy wat? Wel, hy doen wat Jesaja gedoen het in Jesaja 6, toe hy 'n visioen van die heilige God gesien het, dis wat? Hy val letterlik soos 'n dooie neer. Want sy oë, sê hy, was soos 'n vuurvlam en sy stem soos die stem van baie waters en sy gesig soos die son. Jy weet, jy kan nie waag om in die son te kyk nie, selfs nie in die winterson nie. Jy kan nie in hom kyk nie. Nou dink daaraan dat die Here Jesus Christus se aangesig meer is as wat die son in sy krag skyn, want die son is maar net 'n skepping van hom. Jy kan jou nie so iets voorstel nie. Hoe kan jy hierdie man kwaadlik neem dat hy daar op die grond neergeval het? Elke element hier, broers en susters, spreek van verhewendheid. Dit spreek van rein oordeel. Dit spreek van alwetendheid ensovoorts. Dit is nie meer die nederige rabbi van Galilea hierdie nie. Dit is die koning van die konings, die hoë priester van die hemelse heiligdom wat Hebreërs 4 van praat, die almagtige. Daarom Johannes se reaksie, soos wat dit herinner word in Jesaja, soos ek gesê het in Jesaja 6, almal van ons ken dit bekend, Jesaja 6, 700 jaar voor Christus, toe Jesaja geroep word deur God en hy sien hierdie visioen, toe sê hy, wie my, ek is totaal verlore, ek is 'n man van onrein lippe, want my oë die koning, die Here van die leerskare gesien, en die arme man beswyk. Die hemelvaart van die Here Jesus het hom nie van sy bloedgekoopte volk en kerk en mense verwyder nie. Inteendeel, deur sy hemelvaart regeer hy in die midde van sy gemeente. Wandel hy tussen die kandelaars en spreek hy met gesag. Dis een van die redes waarom ons ou voorvaders, veral in kerke van gereformeerde belydenis, die kansels sulke groot goed gebou het. Nêrens in die Bybel sê daar moet 'n reuse kansel in 'n kerk wees nie. Daar sê nie eens daar moet 'n kerk wees nie. Maar een van die redes waarom ons ou vaders dit gedoen het en waarom hulle nie 'n perspex preekstoeltjie van plastiek daarvoor neergesit het sodat jy die hele prediker in sy glorie kan sien nie, is omdat ons vaders geglo het dat in die kerkdiens spreek God met gesag. Daarom as jy in die ou kerke gekom het jy 'n preekstoel gesien, as jy instap van agteraf, jy sien 'n kansel, en wat? Bo op die kansel 'n oop Bybel. Ek dink ons vaders het 'n punt beet gehad, wat dink u? Maar let op die sagtheid van die Here Jesus se aanraking, vriende. Hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, ja, maar kyk, ek lewe nou tot in alle ewigheid. Amen. Vers 17 en 18. O, vriende, hier lê vir my die hart van die blye boodskap van die goeie nuus van hemelvaart, want die boodskap van hemelvaart is goeie nuus. Dis evangelie. En wat is dit? Wat is die hart van dit? Dit is die lewende regeer. Vriende, daar is geen godsdiens op die aarde buite die Christelike geloof wat van 'n lewende God weet nie. 'n Lewende verlosser weet nie. Dis gewoonlik allerhande dooie goed met reëls en wette en regulasies en rituele en seremonies. Wat enige mens mos nou stapelgek maak. Dit is net die boek wat praat. Dis net die boek wat die gordyn wegtrek, dat jy die identiteit van die Here Jesus kan sien, as die lewende. Die hele Christelike geloof
gaan oor 'n lewende persoon. Dis die hart van alles. Wie kan dit nie verstaan nie? Hy was dood, verlede tyd, aan die kruis. In geen godsdienst vind jy so iemand nie. Wat kan sê, ek was dood. Nou is ek nie meer dood nie. Nou lewe ek, en ek gaan ook nie weer dood nie. Wat godsdienst vind jy dit? En nou lewe hy, jy sien, dit is die opstanding en die hemelvaart, en hy die sleutels van die dood en die doderyk, sê hy. Daar's geen hoek van die skepping waar Christus nie absolute gesag het nie. Soos wat hy self sê in Matteus 28, voordat hy na die hemel gevaar het, waar hy sê, aan my is gegee, deur die Vader, alle mag, soos ek net nou gesê het, in die hemel en op die aarde, die bekende teks. En daarom is die boek Openbaring 'n troosboek. Die boek Openbaring is 'n troosboek vir alle ware bekeerde mense, ja, maar veral ook vir die vervolgde kerk. Want dit is hoe die boek Openbaring oorspronklik bedoel was om te wees. Want Johannes self was op daai oomblik op Patmos as 'n 90-jarige apostel. Was hy op Patmos waar hy uitgeban was deur die Romeinse regering, omdat hy vir Jesus uitgestaan het. En die gemeentes aan wie hy geskryf het, die 7 gemeentes, was baie vervolg. U weet dit, ons het dit behandel en gelees in ons reeks oor Openbaring. Nou, Openbaring was bedoel eerstens as 'n troosboek aan hierdie mense, om vir hulle te wys, die verhoogde Christus is nie passief nie. Hy's aktief, hy's wandelend, hy's waarnemend, hy's sprekend, hy is oorwinnend, hy is arbeidsaam. En dan soos wat jy omblaai in jou Openbaringboek, dan blaai jy aan, dan kom jy by hoofstuk 3, dan sien jy, maar hier gaan die hemelvaart tema voort. In hoofstuk 3 vers 21, waar die Here Jesus die troon beloof aan die oorwinnaars. Dis alle gelowiges is oorwinnaars. Waar hy sê, julle gaan saam met my op my troon sit, net soos ek saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Het jy dit al ooit gelees? En dan blaai jy aan, dan kom jy by hoofstuk 4 en 5, dan sê jy maar my aarde. Hoofstuk 4 en 5 gaan nou juis oor hierdie troonsaal visioen, wat alles oor die troon gaan. En dan blaai jy aan en jy blaai aan, en dan kom jy by hoofstuk 12, wat ons verlede Sondag behandel het. Daarom hoef ek nie daarop uit te brei nie, waar daar duidelik en helder staan in vers 5, dat hierdie kind wat hierdie vrou gebaar het, dit was Israel, sal jy onthou, is toch sê, nie Maria nie. Die kind, die seun wat die vrou gebaar het, is gewat, is opgeneem na God en sy troon. En dan kry jy Openbaring 13, en in Openbaring 13 sien jy die woeste magte van die draak, en sy 2 helpers wat daar beskrywe word, wat ons bestudeer het verlede week. En na dit, dan kom jy by hoofstuk 14, en dan sien jy die finale oorwinning van Christus en die verlossing van die uitverkorenes. Dan staan daar in hoofstuk 14 vers 1, Johannes sê ek het gekyk, en kyk, die lam staan, en nou moet jy baie mooi kyk, die lam staan, teenwoordige tyd, op die berg Sion, maar dit kan nie die berg in Jerusalem wees nie. So waar is hierdie berg? Hierdie berg is nie op die aarde nie. Die lam staan op die berg Sion, en by hom 144.000 wat sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde het, vers 1. Hierdie berg Sion waarvan hy hier praat, is soos wat Hebreërs 12:22 sê, die hemelse Sion. Dis waar Jesus staan. Dis waar hy gaan staan het na die hemelvaart, om het so te sê. Die lam, dieselfde lam wat geslag was op die kruis, is verhoog in Openbaring 5, en nou staan hy op Sion, nie die aardse berg nie, die hemelse Sion, die middelpunt van die nuwe skepping, Hebreërs 12:22. Hebreërs 12:22 sê, julle het gekom by die berg Sion. Sien jy, hoe moet jy die kolletjies verbind as jy die Nuwe Testament lees? Verstaan almal dit? Verstaan almal?
Want jy lees nou van Berg Sion hier in Openbaring 14, nou wonder jy, wat op aarde is dit? Dan onthou jy, wag. Hebreërs praat ons ook van die Berg Sion. En dan gaan kyk jy daar by hoofstuk 12 en dan sien jy, maar dit is die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem staan daar. So Hebreërs 12:22 interpreteer Openbaring 14 vir ons, dat ons sien, wat se Sion praat hy van. Die ou vaders het gesê, die skrif interpreteer die skrif. Dis die beginsel wat ons in Tafelberg gemeente volg. Ons soek nie menslike interpretasies hier vir Bybeltekste nie. Ons sê, as ons hier 'n teks het wat moeilik is, dan sê ons, wat sê die res van die Bybel hieroor? En dan verstaan jy dit. Die hemelvaart van die Here Jesus, vriende, is die weg. Kyk, hy het gesê, julle het gekom by. Die hemelvaart van die Here Jesus is die pad, die weg. Almal van julle wat in hierdie kerk vanaand is en ek, het hier gekom. Maar anders was ons nie hier nie. Ons het hier gekom, hier waar ons nou saam is. Maar hoe het ons hier gekom? Almal van ons het met 'n pad gekom. Of jy gestap het, en of jy gery het, en of jy gewat jy het. Jy het met 'n pad gekom. Nou Jesus Christus se hemelvaart is die pad, die weg na die hemelse stad. En as die koning van Sion bring hy sy ware kinders, sy ware volk veilig by daardie Sion, by daai hemelse stad. Is dit nie pragtig nie? Kan 'n mens jou voorstel hoeveel goddelike vermoë sit daarin vir God om dit te doen, om alle kinders van die Here van alle eeue, en daar's miljoene, om hulle te bring. Hulle kom nie self nie, om hulle te bring by die hemelse stad. Dit sê iets van hierdie onuitspreeklike krag van die hemelvaart. Die troonsbestuiging van Christus. Wow, Psalm 2 sê, die Here het gesê, ek het my koning gesalf op waar? Sion, my heilige berg. Daai 144.000 wat hy hierso in hoofstuk 14 sien, het ons in ons vorige boodskappe nou die Sondag gesien, verteenwoordig die volle getal van God se verlostes. Hulle volg die lam. Partymal sê mense vir my, ja, maar ek dink ek kan dit en dit doen, want ek kan die Here soontoe vat. Die vraag is nie waar jy die Here vat nie. Die vraag is, waar vat hy jou? Jy moet hom volg. Hy gaan nie saam met jou nie. En loop agter jou aan soos 'n skoothondjie nie. Hulle volg die lam waar hy gaan, want hy is hulle herder, hy is hulle leidsman, hy is hulle koning. Hy neem hulle mee, hulle volg hom. Die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy, wy, en lei na fonteine van lewende water, sê hoofstuk 7. En dan doen hulle wat 'n mens nie eintlik iets anders kan doen nie, is hulle sing 'n nuwe lied voor die troon, Openbaring 14 nog steeds. Hulle sing 'n nuwe lied voor die troon van God, oor hoe die Here Jesus hulle losgekoop het van die aarde af. Hierdie nuwe lied is die loflied van verlostes, is die lied wat net die kan sing, wat die lam in sy hemelvaart en versoening ervaar het. Met ander woorde, wat deur die geloof van hom verbind is. Net diegene wat deel het aan sy dood en sy opstanding en sy verhoogde heerskappy, kan met hulle hele wese die lied van die hemel sing. En dit moet nou reeds gesing word, nie eers eendag nie. Hulle het 'n nuwe lied gesing, sê hoofstuk 5, en gesê, u is waardig om die boek te neem, want u is geslag en het ons vir God losgekoop. As die Here my nie losgekoop het nie, weet ek nie waar ek vandag sou gewees het nie. En nie eenmal van 'n sloot, as ek dink hoe ek op skool gelyk het. As ek op skool al so gelyk het, waar sou ek nou gewees het? Waar sou jy gewees het? Waar sou u gewees het, broers, susters? Waar sou u gewees het? En dan blaai ons aan. En nou kom ons by wat ons Sondag ook gaan lees. So ek gaan vanaand dit
in meer detail behandel in Sondag nie. En dis hoofstuk 19. Ons gaan Sondag 17, 18 en 19 lees. Ek sal Sondag meer klem lê op 17 en 18, hoewel ek baie graag klem wil lê op 19, want dis vir my een van die wonderlikste gedeeltes. Dis die ruiter op die wit perd. Hoofstuk 19. Hoofstuk 19 van Openbaring, vriende, is een van die mees verhewe, ontroerende tonele in die hele Bybel. Die verheerlikte Jesus, wat uit die hemel kom, as oorwinnaar en regter en geklee is in heerlikheid, wat iets sê van sy volmaakte gesag. Ons gaan onmoontlik nie alles lees nie, glad nie. Ek gaan net raak daaraan terwille van die horlosie. Maar ons lees onder andere in die Openbaring 19 vers 11, lees ons dat Johannes sê, ek het die hemel geopen gesien. O, vriende, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem waaragtig en getrou, en hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid. Dis die wederkoms van die Here Jesus. Dis hoe ons weet dat die 6de video afsluit by hoofstuk 19. Dis hoe ons dit weet. Ons gaan dit Sondag behandel, as die Here wil. Maar dis hoe ons weet, dis hoe ons weet, dat daar by 20 weer 'n nuwe video begin, is omdat 19 eindig met hierdie ruiter op die wit perd. Waar ons Christus in die volheid van sy majesteit sien. Hy is nie meer die nederige seun van die mens wat op 'n donkie Jerusalem binne gekom het nie. Maar hy is die verhoogde heerser van hemel en aarde op die wit perd van oorwinning. Daardie donkie is deur die wit perd van triomf vervang. As gevolg van die hemelvaart, sien jy? Die hemelvaart word hier heeltemal openbaar. Christus tree op as die wettige koning wat oor al die volke gaan oordeel. Maak nie saak wat hulle sê nie. Dit laat ons met ander woorde sien wat die hemelvaart 2000 jaar of 3000 jaar, ons weet nie wanneer die ruiter op die wit perd kom nie. Kom ons sê maar 2003, maak nie saak nie. Dit laat ons sien wat die hemelvaart van 2000 jaar gelede, histories, wat dit eintlik regtig was, alhoewel dit nie so gelyk het vir daai klompie disippels wat daar op die Olyfberg gestaan het, en hulle monde net so groot oopgehang het, toe hulle sien hoe hierdie man oplig nie. Hulle het nog nooit in hulle lewe iemand gesien oplig nie. Hoe hierdie man oplig en 'n wolk kom net eenvoudig wegvat en 2 manne in wit klere by hulle staan en sê, Galileese manne, wat staan? Handelinge 1:11. Wat staan en kyk julle so na die hemel? Weet julle dan nie dat hierdie Jesus net so gaan terugkom soos wat julle hom sien opvaar het nie? En hier in Openbaring 19 sien ons die vervulling daarvan. Hoe gaan hy kom? En dit is naamlik hierdie visioen van die wit perd. Is amper asof Johannes hier in hoofstuk 19 weer sien wat hy hier in hoofstuk 1 gesien het, wat ons vanaand gelees het. Hy sien weer dieselfde van Jesus. Hy sê in hoofstuk 19:12, hy sê, sy oë was soos 'n vuurvlam, kan jy sien? En op sy hoof was daar baie krone. Vergelyk dit nou met die draak en die diere met hulle ou kroontjies. Daar was baie krone en hy het 'n kleed aangetree wat in bloed gedoop was en sy naam is genoem die woord van God. Partykeer as ek dit lees, dan dink ek, dis jy moet werd om alles prys te gee op die aardbol, om hierdie Here te kan volg. Die ou Christene van die ou tyd het dit gedoen, hulle het als prys gegee. Dis dieselfde Christus wat Johannes in hoofstuk 1 gesien het, met die oë soos vuur, die voete soos gloeiende koper, ensovoorts. Maar nou sit hy die klem op die koningskap. Hy sê baie krone. Hy is die koning van die konings. En sy kleed is in bloed gedoop, wat nie die bloed van sy vyande is nie,
maar wat wys op sy eie bloed, waardeur hy oorwin het. En waardeur die kinders van die Here ook oorwin, soos ons nou die Sondag gelees het, in hoofstuk 12. En dan staan daar die vers wat vir my bewoe maak, altyd bewoe maak. En ek sal nou vir u sê, miskien waarom. Vers 14. Die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit, rein, fyn linne. Wie is dit? Dis die kinders van die Here wat al gesterf het, wat terugkom. Hulle is nie dood nie. Ons praat nie van oupa, ouma, grootjie en die en daai, wat nou ouderling was. Ons praat van die wat gered was. Ek weet ons wil die troos hê dat al ons geliefdes saam met die Here Jesus gaan kom op wit perde. Ons lewe in daai droomwêreld, maar vriende, die feite wat die skrif vir ons sê is nee, die wat waarlik wedergebore was, voor hulle gesterf het. Hulle kom op die wit perde saam met Christus. En nou sien ek vir Dominee Etienne Marits. Sy vrou sal nie omgee dat ek sy naam noem nie. Met wie ek vir jare saam gebid het, Saterdag aande oor die telefoon. Gesterf, vroeg, 62. Maar ek sien hom ook op daai perd. Ek sien vir hom Willie Maree. Ek sien Martin Lloyd-Jones. Ek sien Spurgeon. Maar ek sien ook die anonieme, naamlose kinders van die Here, soos 'n vrou van wie ek gister gelees het, 'n jong meisie van 27 in China, wat eergister op die 17de Mei in 2001 het die polisie gekom om 'n ander Christen te arresteer, en toe was sy per ongeluk ook daar, toe gryp hulle haar op. En op die ou en het hulle haar doodgemartel in 'n sel. Vir net een rede, en dis omdat hulle vermoed het dat sy dalk 'n volgeling van Christus is. Sy was anoniem, ons weet haar naam, maar sy is nie Spurgeon nie. Sy is nie Calvin nie. Maar sy gaan waaragtig op 'n wit perd kom, as die meester verskyn. Daar's nie een, sê Jesus, Johannes 10:28, wat uit my hand geruk gaan word nie. Nie een nie. Hoe's dit vir 'n troos, mense? Hè? Ons praat van die bloedgewastes. Die verhoogde Christus is nie alleen in sy... Waarom is die horlosie so vinnig? Oor elke woord kan 'n mens 'n uur praat, maar laat ek kort dit sê. Die verhoogde Here Jesus is nie alleen in sy oorwinning nie. Hy word gevolg deur 'n hemelse leer. Heilig en rein en gereed vir die laaste oordeel, want hulle het hierdie wit, rein, fyn linne. Dis nie letterlik nie, dit is die geregtigheid van Christus waarmee hulle bekleed is. En ons lees verder, daar staan, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard, om daarmee die nasies te slaan, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, vers 15. So hierdie verhoogde Christus is koning, priester en regter, en hy sal ten volle triomfeer oor die goddelose magte. Ons gaan Sondag sien hoe Babylon aan haar einde gaan kom. Dis die finale uitloper, die finale vrug van die Here Jesus se hemelvaart, is hierdie universele ewige heerskappy, wat net aan hom behoort. Toe ek hierdie woorde weer lees, ek het dit lank terug al, 2 weke terug al geskrywe, maar ek kan nou vir u wys, ek gaan nie wys nie, as jy kan sien nie, maar vanmiddag het ek nou hierby geskrywe in rooi,
by hierdie woorde wat slegs tot hom behoort. As dit waar is, het ek hier gesê, nie 'n millimeter wil ek van hom afwyk nie. Nie soontoe nie, en nie soontoe. Kom ons gaan nou ten slotte, dan kyk ons na die laaste, hoogste vervulling en kulminasie van Jesus se hemelvaart. Kan omtrent nie wag om hier uit te kom nie, en dit is by hoofstuk 21 en 22, en dis die hoogste kulminasie van Jesus se hemelvaart, is waar hy uiteindelik verbind word aan sy bruid in heerlikheid. Dis die laaste toneel. Wat vir ons wys hierdie glorieryke eindbestemming van die hemelvaart, is hierdie ewige gemeenskap van die Here met sy volk. Hoofstuk 21 en 22 is te veel om te lees, ek kan dit nooit lees nie. Ek noem dit maar net. Maar hierdie laaste twee hoofstukke van Openbaring, onthou ons het dit nie eintlik behandel toe ons hierdie behandel het destyds nie. Maar dit wys vir ons die finale doel en vrug van Christus se verhoging, sy troonsbestuiging, sy hemelvaart, is hierdie ewige teenwoordigheid van Christus saam met sy mense. Dis nie net 'n troonsbestuiging nie, dit is ook 'n voorbereidingsdaad vir 'n ewige samesyn uiteindelik. Hoofstuk 21 sê Johannes het die heilige stad. Nou dis die volk van God in die ewigheid. Ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, gereed soos 'n wat? Gereed soos 'n wat? 'n bruid wat vir haar man versier is. Dis die ganse kerk van Jesus hierdie. Nie denominasies nie. Die ware kerk van Christus. Al die waaragtige uitverkorenes, verenig en verheerlik in 'n ewige verbintenis met die Here Jesus. Met ander woorde, die hemelgevaarde Christus het deur middel van sy hemelvaart gegaan om vir hulle 'n plek voor te berei vir hierdie bruilof. Dis wat hy sê in Johannes 14, hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings, maar ek gaan om vir julle daar plek gereed te maak. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Met ander woorde, ek gaan eerstens na die kruis, tweedens ek gaan na die hemelse troon toe. 2 gaande om vir julle plek gereed te maak. En nou is daar die plek, wanneer daai ruiter op die wit perd kom, dan beteken dit daai plek is nou volkome ingerig. En nou kom hierdie verhoogde bruidegom en hy ontvang sy bruid wat hy met sy eie bloed gekoop het. Vriende, ek wil vir u sê, daar's nie 'n spesifieke teks nie, maar ek dink dit is die waarheid. En dit is, voordat God die heelal geskep het hy alreeds hierdie moment in sy oog gehad. Dat ek dit weer sê, ek dink dit is Bybels, voordat God alles geskep het hy reeds hierdie moment waar Christus en die bruid ewig saamkom, het hy dit in die oog gehad. Dis waarop alles afstuur. Omdat God liefde is, wil en sal hy sy liefde met ander deel. Vriende, hy kan nie sy liefde vir homself hou nie. Hy sal dit met ander deel. Daarom sê vers 7 van hoofstuk 19, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam, ons gaan die Sondag tyd hê om oor die bruilof van die lam volledig te praat nie, ongelukkig nie, daar gaan die tyd wees daarvoor nie. Die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Terug na hoofstuk 21 en 22, in hierdie volmaakte stad is daar nie meer skeiding tussen God en mens nie. Daar's nie 'n tempel nie, daar's nie 'n gordyn nie, daar's nie 'n tussenpersoon nie, net Christus self. Net hy. 1 Timoteus 2:5 sê, daar is net een middelaar tussen God en die mens, Christus Jesus. Daar is nie 'n middelaar en dan is sy moeder ook nog daar as 'n middelaar na die middelaar toe nie. Daar is net die middelaar, Christus Jesus.
En die troon van God en die troon van die Lam sal in daardie stad wees en sy diensknegte sal hom dien, sê hierdie hoofstuk. Dis die finale einddoel van die hemelvaart. Nou, hoe kon daai ouens op die Olyfberg dit reeds gesien het? Hulle kon dit nie sien nie. Dis onmoontlik, hulle kon dit nie sien nie. Ons sal dit ook nie weet as die Bybel dit nie vir ons sê nie, né? Maar dis die finale einddoel van die hemelvaart. Christus sit op die troon van God en die Lam, nie net om te heers nie, maar om volkome liefde by sy mense te wees. En hulle sal sy gesig sien. En sy naam sal op hulle voorhoofde wees, sê hoofstuk 22. En dan gaan nie meer nag wees nie, want God gaan hulle verlig, en hulle sal regeer tot in alle ewigheid. Wat 'n hoogtepunt. Ek is so bly dat ek hierdie diens hier kan eindig op die hoogtepunt. Die verhoogde Here Jesus, deur sy hemelvaart en heerskappe, het die pad gebaan na hierdie finale toestand van ewige saamwees en ewige aanbidding en gemeenskap in die heerlikheid. En dan gaan dit nie meer nodig wees om in die geloof te lewe nie. Het gaan nie meer nodig wees om op jou twee knieë te staan met 'n Bybelteks voor jou en jou gedagtes dwaal, jou emosies wil nie saamspeel en jou hart is op 'n ander plek en jy voel soos 'n klip in 'n stuk kurk. En sê, o Here, hoe is dit dan met my? Nee man, dat gaan nie meer sulke nonsens wees nie. Hierdie gesukkel van dag tot dag nie. Sukkel julle ook soos wat ek sukkel? Dis 'n gesukkel. Ek sê altyd, ek slaap en droom myself uit my geestelike lewe uit. Want in die môre vroeg is dit so moeilik. En dan so hier en daar 'n goeie oomblik. Maar ons gaan nie meer so nie. Dis 'n geloofstryd daai wat ek nou beskryf het. Maar ons gaan nie meer so lewe nie. Ons gaan in wat? Wat is hy woord? Wat is hy woord uit die ou Bybel uit? Ons gaan wat? In wat? In aanskoue. Jong mense weet nie wat dit beteken nie, hè? Weet jy hoe sê? In aanskoue, dit beteken ek sien. Nie meer hoop nie, vervulling. Dis die hart van die evangelie, vriende. Dis Openbaring boek. Christus is verhoog as koning, hy is verhoog as priester, hy is verhoog as regter, hy is verhoog as bruidegom, hy is verhoog as lig en lewe. Hier staan mos, hy verlig hulle. So laat ons dan met 'n heilige verwagting en 'n vurige liefde uitsien na die dag van sy verskyning met die woorde van die Gees en die bruid op ons lippe aan die heel einde van hoofstuk 22. Wat is dit? Wie weet wat dit is? Die woorde van die Gees en die bruid op ons lippe. Wie weet wat dit is? Wie weet wat daai woorde is? 22:20. Amen. Ja, kom Here Jesus. Dis wat Maranatha beteken. Amen. Laat ons bid. Here ons God en Vader, U wat troon in die hoogste hemel. Here ons het deur die hele boek Openbaring net vir Jesus gesien. En ons buig nou, Here, in dankbaarheid en aanbidding voor hom. Verhef tot U regterhand met mag en majesteit, sê Hebreërs 1. U het hom aan ons bekend gemaak deur die Heilige Skrif, wat vanaand weer hier bedien is. Dankie, Here, dat U ons vandag herinner dat Jesus nie net gesterwe het nie, maar ook opgestaan het en opgevaar het, waar hy nou lewe en regeer en weer kom. Help ons om geduldig te wees. Here, veral in ons stryde, waar ons dikwels wens dat dit kan anders wees. Maar die Bybel sê ons lewe nie in aanskou en nou nie. Ons lewe deur die geloof in die Skrif.
Help ons met geduld. Laat ons harte buig in aanbidding. Laat ons sonde haat met heilige afskie. En ons siele rus vind in die Seun van God wat nou lewe en wat vir ons intree. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam. Kom die lof en die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen.